Goeienaand, dames en here. Ek wil voordat ons begin, eers vra dat ons asseblief ons selfone afskakel. Weet julle almal selfone? Kan maar uithaal. Kan ten minste op soos airplane mode of iets sit, ten minste, asseblief. Wil nou nie in die middel van die konsert oproep of boodskappe of sulke goed ontvang net gaan 'n bietjie sterend wees. Verder wil ek sê, as jy 'n badkamer soek, daar is badkamers aan albei kante van die gebou. So as jy omstap hier agter, dan sal jy die vroue badkamers aan daai kant en die mans badkamer is aan die ander kant. As jy buitekant omstap en selfs jy kan ook daar links verby onder te stap, sal jy ook sien daaronder is badkamers mans en vrouens. So jy kan kies as jy gewonder het. Dan wil ek sommer begin deur te sê, toe Calvin die psalmmelodie laat en beruimings laat skryf het in die middel van die 1500, het hy dit primêr gedoen met die oog op samesang. En daarom het ek ook gedink, dit gaan nie vir my gepas wees om 'n koor te hê waar ons fokus op die psalms, dit is nie net psalms, maar ons fokus baie daarop, en waar daar nie geleentheid is vir samesang. Dit sal nie vir my gepas wees nie. So, julle sal sien daar is blaadjies met woorde in, en julle sal ook sien van die woorde sal ook op die borde verskyn wat julle moet sing. En ons het lekker orgel en trompet wat ons gaan help met die samesang. So julle kan ook net agter hulle aansing as julle dit ken. Ja, dan is dit goed. Ek wil ook sommer net bysê terwyl ons oor die blaadjie praat, daar is 'n klein brief wat ook al aan die einde van die blaadjie net so laaste 2 bladsye wat ek geskryf het en net bietjie die agtergrond vertel het oor ons program, oor van die goed wat ons sing, oor hoekom ons die goed sing wat ons sing en sulke tipe goed. Net so 'n bietjie daaroor gepraat. Indien julle belang gestel het, hoekom ek spesifiek dit uitgekies het wat ek uitgekies het. Dis maar net vir interessantheid. Goed. Dan wil ek ook noem ons hele program het eintlik ook maar begin omdat ek, ofwel hierdie spesifieke program, as ek so kortliks kan sê, het ook maar begin met 'n fokus op Psalm 1. Psalm 1 praat van die regverdige man teenoor die goddelose man en die verskillende paaie waarop hulle loop. Regverdige wat dan nou op die goeie pad loop en die pad van die goddelose wat dan nou 'n ander pad is. En dan word er verder gesê dat die regverdige sal wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. En ook hoe meer ek oor gedink het, hoe meer het ek agterkom, daar's baie ander teksgedeeltes wat praat oor die water en natuurlik daar's ook die teksgedeelte in die Nuwe Testament waar Jesus praat met die vrou by die put. En dan sê hy ook vir die vrou van, hierdie water maak nie net vir nou dors, gaan nie vir nou jou dors les, maar ek het vir jou water wat vir ewig jou dors kan les. En ek dink ons kan eintlik aan al die teksgedeeltes dink ook as ons hierdie lees. En ek wil ook net so een deel vir julle voorlees uit Jesaja 55 uit wat praat oor onder andere praat oor die water. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop, sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kom ons sluit dan die oor en bid ons saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons kom voor U en met bely dat ons ook maar sondaars is. Ons weet dat U vir ons alles gee wat ons nodig het, tog is ons dikwels ondankbaar en ons sien nie die goeie raak in dit alles nie. Ons wil U vra met ons te wees deur hierdie aand, dat wat ons hier sing en voorlesings en alles, dat dit tot U eer sal geskied, dat ons nie sal vergeet om in al hierdie dinge U naam groot te hou nie. Ons vra U asseblief om ook met die mense te wees wat nie die geleenthede het wat ons het nie. Ons vra dit nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Dan wil ek ook sommer net
vokalis is Susan Steenkamp Swanepoel. Ons gaan orgel speel. En ek het dan verlede week ook gesê, maar ek kan nie onthou dat ek al ooit met 'n sanger gepraat het wat nie geweet het wie sy is nie. Ek dink sy het al die bekendste sangers begelei in ons hier so rond. En dan ons trompetspeler is Wynand de Hart. En dan verwelkom ons nou vorentoe die jubilaat uit die koor. Tegniese probleem is dan veilig voor. Ek probeer 'n opname maak, so is daarvoor. As dit net soos hier sit, dit lyk dan hier. Ja, as dit hier sit, dit lyk dan stoor.
sing dem Herren. Halleluja, 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 Lobe seinen Namen, singen mit Sängen, Halleluja, 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 Lobe seinen Namen, singen mit seinen Namen, singen sing Halleluja, Amen, sing Halleluja. Die woestyn en die dorre land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos die marsing. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Die heerlikheid van die Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron. Hulle daar sal sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van ons God. Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan wie wat vervaard is van haar, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel. Want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. En die vloeiende grond sal 'n waterplas word en die dorsland fonteine van water. In die plek van die jakkalse waar hulle gelê en rus het, is gras met riete en isies. En daar sal 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir hulle sal dit wees wie die weg bewandel. Selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Daar sal geen leeu wees nie en geen verskeurende dier sal daarop kom of daaraan gety word nie. Maar verlostes sal daarop wandel en die losgekooptes van die Here sal teruggaan en Sion kom met gejubel. En ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry. Maar kommer en gesig vlug weg.
vind dus hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Ek, die ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Die wêreld is ons woning. Ek merk aan die son wat wyd. En ek merk dit aan die rye wat mistroostig na die son sit kyk, op een been in die wiesiesvlei. En is die laaste strale weg, dan rys die koue op uit die vlei. 'n Koue grol deurhuider my. En ek sien dit dan in alle ding, wat in die skemer my omring. Die wêreld is ons woning nie.
Die wêreld is ons woning nie. Dit sien ek as die bloedrooi maan van agter Velsdorp opgegaan, nog net die kerk se dak bestryd, van waar 'n uil mysteriestom sit na die maan se skyf en kyk. En nou dit stil op die straat, dink ek hoe daar die middag laat 'n lijkstiek uitgekom het daar, waar nou die maan en uil ons moet. En ek merk dit dan aan alle dinge, wat in die aandstond my omring. Die wêreld is ons woning nie. Die wêreld is ons woning nie. Dit voel ek as die wind ontwaak en die eikebome knars en kraak. Dit hoor ek in die fladdering van voeltjies wat hulle vlerke slaan teen die verwarde boomtakke aan. En as ek nader kom, dan vind ek by die maan se wisselstraal 'n nes vol kleintjies deur die wind omlaag geslinger, dood verplet. Dit voel ek dan aan alle ding wat in die nagstond my omring. Die wêreld is ons woning nie.
wynend sing die glas sy melodie van pyn. Die lê 'n vinger op die raad wat skreiend weerloos strol en skielik word my hart fyne smaaksel stil. Thank
hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele.
besluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid, my knegt, beloof: tot in ewigheid sal ek jou nageslag bevestig en jou troon opbou van geslag tot geslag. Geloof sy die Here vir ewig. Amen. Ja, amen.
en ons sien met hom uitvoering net die punt van die ysberg. Maar ek dink ons moet dink die werk van die verwerker en die organiseerder is soos die oseaan vloer daaronder. Dit is onmeetbaar diep en wyd en ver. Ek organiseer self soortgelyke projekte en ek weet hoeveel organisering daarin gaan en hoe dinge soms op die laaste minuut kan skeefloop en mens net moet aangaan en meeste mense kom nie eens agter as enigiets verkeerd geloop het nie en dit is baie dankie.